Good day, viewers, and welcome to Encounters with Desmond Barry. So I am Alverna, a congregant of House of Glory Apostolic Ministries, where Desmond is our pastor. And so tonight's show is going to be a little bit different. It's not going to be like the usual shows, so tonight is something different. Why, you may ask? Because I am going to interview the infamous Desmond. So he's going to be in the hot seat tonight. So I hope you are ready, Desmond. Sure. I hope that you are ready. Ek hoop self. Because this is going to be real, it's going to be raw, and it's going to be radical. So ons wil vanaand 'n hele ander rigting gou volg vanaand. Dis hoekom ons nou gaan 'n interview doen. En ek wil my interview title: How does Desmond do life and make it look like a breeze? Sure. So yes, so we want to get behind the scenes. I am interested in knowing, how does Desmond do life and make it literally look like a breeze? So you may ask, or you may be thinking, where does this come from? So just for context, I'm going to share with you that about 2 weeks ago, we had a workshop at our church with Desmond. He was facilitating it, and it was a ministries workshop for the different ministries in our church. And I was sitting there and I was thinking, it's almost like God gave me, it just dropped into my spirit, like, I need to interview Desmond Barry. I want to know what happens behind the scenes. I mean, we are doing life, and life is hard. Sometimes life can get so hard, it gets you in a rut and you feel stuck. And so this man is so put together. And when I say put together, I mean in the natural and in the spirit. So that being said, I am going to ask my first question. Desmond, again, are you ready? I hope so. I hope that seat is hot enough. Yeah. So here we go. My first question: how do you always show up? I mean, how do you always manage to show up in every area of your life? For Suid-Afrikaanse viewers, kykers, hoe daag Desmond Barry altyd op? Irrespective whatever, hoe daag jy altyd op? Sure. Wow. Goeiedag aan ons kykers. Ek wil vir julle sê dat ek is letterlik in die hot seat. Ek het nie dit gesien kom nie, maar weet jy Alverna, ek voel humbled. Okay. Because, weet, toe jy vir my gesê het van die interview, te dink ek, as ek kan famous Alverna. Yes, I mean, ek weet ek is jou pastor en ek is op kruis kyk en jy weet ek doen 'n paar goedjies, maar ek het nie dit gesien kom nie hoor. Maar dit was 'n interessante workshop en ek glo jy het geniet. Ek het. Want dis waar die inspirasie na gekom het. Yes. Yes. En jy vra vir my 'n vraag en dit laat dink my baie. Hoe doen ek lewe? En ek laat lyk of dit 'n breeze is. Ja. Ek gaan eerlik met jou wees. Behind the scenes is dit nie 'n breeze nie. That's where we want to get to. Ja, behind the scenes is it like letterlik 'n workshop. Daar word gebytel, daar word gekap, daar's allerlei geleide. Maar ons gaan so 'n bietjie dieper because jy het gesê dit gaan raw is, real en radical. So Desmond gaan vandag 'n bietjie raw is, julle. So ek gaan 'n ander kant uitbring. Ons gaan nie te rof aangaan nie, maar om jou vraag te antwoord, ek is 'n groot vraag hoor. En ek het gewonder just like it, as dit wat jy vir my sien Alverna. Dit is ek sien u as ek kan so sê, ek het nog gesê as hy famous en but for me he's famous in a way of he's always so put together. It lyk net asof die lewe vir Desmond Barry 'n breeze is. Yeah. En hier soos ek being very real, I'm stuck. Jy weet, ek is by 'n punt in my lewe waar ek wonder, how do you do it? Ja. You know, hoe navigate jy al die goed en, you know, that type of thing. So that is why I want to know, wat gebeur in die workshop? Ja.
Wat Daar gebeur? wat Daar ek waar het is- gebuitel word Ja, en gekap word. gekap, en, ja. Ja. En dit gevra, hoe daag ek op? Ja. Ek hou van jou vraag, daai vraag, dit stryk 'n kort binne in my, because ek het 'n tyd gelede toe, voor die Here, en jy weet, 'n mens praat met die Here, jou stille tyd, en Ja. ek dink toe, ek wil iets doen. Ek wil 'n conference type of 'n ding doen, en ek wil dit iets noem in die lyn van the Show-Up Conference or something like that. Wow. So, Wow. maar hoe daag Desmond op? Ek dink, terwyl jy nou met my praat en ek met jou praat, ek het ook gedink, hoe daag Desmond nou regtig op? Oh. En ek dink dat vir my, die eerste ding wat tot my gedagte kom is, ek glo I have a strong enough why. Okay. I believe that about myself. So, en obviously, that's daar wat ek nie voel om op te daag nie. Of course. That's daar wat ek voel, is dit worth it wat jy doen? Ek kan onthou, 'n sekere week of 2 gelede, ek het of 'n meeting gehad, of 'n Bible study wat ek moes gedoen het, dit is in die aand, en ek kan onthou, ek het by ons voordeur uitgegaan, en Michelle, my vrou, het in die sitkamer gesit, en ek sê wat toe, okay liefde, ek sien jou later, en ek maak die deur, ek is nou die dubbeldeur, bo en onder, en toe ek die onderdeur toemaak, voel ek vir 'n oomblik, is dit worth it nog wat ek doen? En ek is regtig, ek is real nou. Ja. Because sy kom by 'n plek as 'n pastor, 'n prediker, is jy altyd maklik nie. Soos jy sê, jy moet opdaag. Ja. Because ek kan nie vir mense sê dag op en ek daag nie op nie. Exactly. I need to set an example. En ek stap uit en ek dink toe maar waarvan af kom dit? Ek dink ek was bietjie overwhelmed met baie goed, jy weet. Soos ons het goeders in ons lewe wat aandag nodig het, Ja. en jy gaan deur die goed. Ja. Maar om terug te kom, vir my is die why is vir my die groot ding. Ek kan onthou, ek het 'n personal encounter gehad omtrent meer as ek dink 4-5 jaar gelede, en I was in a 3 weeks fasting. Ek was alleen, totaal en al alleen in 'n huis. Niemand rondom my nie, en ek was in vas. En daar het ek ook die encounter gehad van, because is moeilik, jy weet, in vas, dus vir 3 weke is moeilik, en ek het myself gequestion eintlik, en ek wou die fasting wou ek compromise, Wow. maar in die 2de, 3de dag dink ek het gebeur, because toe voel ek al klaar, dit raak moeilik, en is alleen, jy weet, en Ja. so, en ek het myself die vraag gevra, hoekom is jy hier so? En ek dink Elvina vir my, eerste ding, hoekom ek opdaag, meeste van die tyd, is, I have a strong enough why. Ek meen, en ek wil nie altyd daaroor praat, maar ek dink het gaat mense en viewers of luisteraars 'n goeie idee gee van wat ons praat, en van myself. Maar ek is nou al 20 jaar in die ministry, en dit is net gewone ministry, dit is fulltime ministry, waar ek my werk opgegee het. Ek het 'n gesin begin, ek het 'n vrou en kinders nou, ek het alleen begin, en so, obviously, vir my, die eerste ding is, you have to find something that can motivate you. As jy wil doen vir wat jy doen, ministry, om met mense te werk, behalwe dat God my geroep het, moet ek ook verstaan, hoekom is ek hier? En ek het daai geontdek oor die jare, dat ek weet hoekom ek doen wat ek doen. En so daai wanneer ek voel, sê man, ek het nou regtig die lus om op te staan nie. Ek het regtig die lus om vanaand te gaan, waartoe ek moet gaan vir die meeting en vir daai nie. Because ek dink elke pastor en ja, kom ek sê pastor wat ingeskakel is, kan met my saamstem dat gemeente kan vir jou 'n bietjie moeilikheid gee. Yes. Kan ek sê 'n bietjie of kan ek sê baie? Sê maar baie, be real. Be real. Be real. Okay, kom ons sê dit so. Sommige kan vir jou 'n bietjie gee. En as 'n ander wat vir jou baie kan gee. En so dit vat aan jou. Ja.
Because jy moet al die tyd opdaag. Maar hoe daag jy op? As jy nie 'n sterk genoeg rede het nie. En ek dink Elwina vir my is daai die ultimate. Dat vroeg in my lewe wat ek het ontdek en tot vandag toe. Ek sit vandag hier, jy sit ook vandag hier. En as ons regtig gaan stil sit, because ek het ook 'n tyd gelede, as ek sê 'n tyd, dan is dit eintlik maar soms jare hoor. Ja. Het ek ook begin lewe life more intentional geleef. En so, en dit help vir my want jy weet, ek identify sekere goed en ek gebruik die goed vir die future. Okay, ek identifiseer nou hierdie ding, maar ek op in die geval, you need to have a strong why. Yes. En aan die ander kant is if your why is strong enough, the how will not be a problem so much. Het gaan nie so 'n groot probleem wees nie, although dit nie maklik kom nie. Die how is nie maklik nie. Ja. But if your why is strong enough, dan het jy dryfkrag. Dan is die wind agter jou. Ja. En die wind is in jou seile. En so, ons gaan net vir kaptein span die seile sing. Hy's 'n sanger. En ek, miskien moet ons die seile vandag, miskien moet iemand vandag die seile span. Ja. Terwyl ons die why uitgee. Ja. Jy het 'n rede in vandag se lewe. Jou rede moet baie sterk genoeg is. En ek dink miskien het ek dit vir jou in 'n way opgesom. Ja. Hoe Desmond opdaag. Ja. Dis Jy moet my vergewe, ek kan baie praat hoor, maar jy is die host vandag. Dis okay, jy's vergewe. Ja, dis so baie waar dat 'n mens se why, jou rede moet sterk genoeg wees. En ja, soms val dit 'n mens, jy weet, soms kom jy by 'n punt waar soos u nou gesê het, dat jy wil nie opdaag nie. Ja. Jy kom net by daai punt waar jy voel dit is nie meer die moeite werd nie. En because to make an excuse for something is very, very easy. Baie maklik. Dis baie maklik. Ja. Byvoorbeeld, kom ek vat 'n voorbeeld byvoorbeeld. Dis nou Sondag kerk. En ek weet, ek het 'n responsibility in die kerk. Ek is 'n worship team singer. Ek moet daar wees, Ja. you know. En ek het nou nie lekker geslaap gisteraand nie. Ja. En ek voel nou net vanoggend, ek is moeg. You know, en dan kan ek maklik 'n boodskap stuur en sê, well, I didn't have a good night. I'm not coming. Yes. So maklik soos wat dit is om daai boodskap te stuur, moet 'n mens eintlik besef dat hoekom? Why are you, even sometimes, why is it so easy for you to make an excuse? Yes. Verstaan? Ja. Dan beteken dit, het jy nog die dryfkrag? You know, and if your why is strong enough, just like you said now, dan behoort dit jou te dryf Yes. om beter te doen, om Ja. op te daag. Ja. And so, yes, that is very inspiring. Ja, en ek dink ook, Elwina, dat jy het vir my gevra, hoe daag Desmond elke keer net op? Ja. En as ek hy vraag miskien net kan flip, dan kan jy dalk ook vra, of ek sou gevra het, hoekom daag ek nie op nie? En ek dink dis miskien iets wat ons kan vra vandag. Ja. Ek weet die vraag is initially, hoe daag Desmond net elke keer op? Ja. En jy sien dit, jy sien 'n vreemde persoon, daar's 'n close relationship. Ja. Jy sien een van die ministries in die kerk wat baie close is aan my ministry, die word ministry en leadership. Ja. Maar die ander flip side is weer ook, hoekom daag 'n mensie op nie? En dan kan dit weer terugkom by, is omdat jy nie 'n sterk genoeg rede het nie. Ja. En 'n mens kan daai ding kan jy eintlik soos letterlik kan jy uitrafel daai vraag. En dan kan jy verder gaan, maar hoekom daag jy nie op nie? Ja. Jy weet, en dan moet jy jou rede gee. Is maklik vir my te sê dat I have a strong enough why, maar dan kom ek weer 'n bietjie meer detailed.
Of jy kan vir my vra, wees 'n bietjie meer detail. Ja. Net so kan ek vir iemand sê, soos jy die voorbeeld gemaak Ja. het. Ek kan nou nie, of jy gaan nou nie vandag in die diens sien. Dis 'n rede, dis 'n verskoning. Ja. En dan gaan ek vra, maar hoekom gaan jy nie? Hoekom gaan jy nie opdaag nie? Dan gaan jou verskoning wees, ek het 'n lekker aand gehad nie. Right? Maar nou weet jy nie, die next persoon, hoe was sy aand nie? Exactly. Dalk was dit nog erger. Ja. Dalk was my aand nog erger as wat jou aand was. Wow. En dan moet 'n mens gaan inkyk en gaan 'n bietjie gaan sit en dink, maar jy, ek sit met 'n ding, ek sit met 'n probleem. Ek sit met iets wat huiswerk nodig het. Ja. Because ek hoor nou vertel ek jou my storie. En nou jy gedink, ek het so 'n groot challenge, maar as ek nou hoor na die persoon of die man se storie van gisteraand, dan voel my storie soos 'n druppel in die emmer. Ja. En so, ek dink dit is 'n baie goeie vraag. Ja. Ek was vir 'n oombliekie reg vir dit nie, because ons het die ding regtig uitgewerk nie. Ja. En ek voel die seed raak warmer. Ja, en is so waar dat 'n mens moet self-introspeksie begin doen. Ja. You know, met hierdie vraag, you know, even soos, hoe daag jy op? Yes. You know, you need to ask yourself, what is my why? Ja. Jy weet, wat is my rede? Yes. En dan kan daai rede jou dryf, you know, om 'n better version van jouself te wees, even. Ja. You know, as 'n mens dit nou so kan noem. Yes. You know, so ja, dis 'n awesome antwoord en ek glo dat ons kykers vanaand ook iets kon kry. Ja. Jy weet, oor hoe mense opdaag. Ja. Jy weet, en hoekom 'n mens Yes. opdaag en hoekom ook nie. En hoekom ook nie. En hoekom ook nie, soos Ja. soos u gesê het, ons kan die flip side ook doen van daai vraag. Ja. You know. So, ek dink ook Elwin, as ek nog iets mag sê, dat as baie redes, dis een van die redes hoekom ek opdaag. Ja. Ek dink dis een van die grootste en die sterkste redes vir my. Maar as ek net iets by dit kan voeg, by the strong enough why, en ek elaborate 'n bietjie, dan ek dink as 'n mens ook 'n groter prentjie in jou kop het. Jy weet, dis nou dit sluit nou aan by die why. As die prentjie groter in jou kop is, as jou vision groter is, en ek gaan dit nog eenvoudiger maak, ek wil dit huis toe bring vanaand of vanmôre, wat dit ook al is, dat as ek net dink aan myself, dan gaan ek verskonings hê. But if I have a generational thinking, ek dink aan meer, ek vat sommer generational, because dit is so na aan my. Jy weet Elwina, binne in jou is nasies. Binne in my is 'n nasie. Miskien is dit nie 'n groot nasie, 'n klein maakie saakie, maar eintlik wat ek op te neerkom is dat aan my en jou as mense connected. And so when I show up not only for myself, I show up for them. Wow. First of all, I show up for my family, but I show up for the people that I don't even know yet. Sure. Mense wat ek nog in sy lewe moet instap. Nie altyd fisies nie, maar dat hulle gaan hoor eendag, iemand het iets gesê en sy naam is Desmond Berry. Wow. Iemand het eendag iets genoem en haar naam is Elwina Botha. Jy weet, so, en ek dink, as ons short-sighted is, kortsigtig, dan kan ons maklik verskonings maak in die lewe. En so ek moet ek my remind van, Desmond, het gaan oor meer as jouself. En ek sê dit weer, ek sit hier en ek het alles by mekaar en ek weet jy dit nou so in 'n way opgesom en ek voel te just like ek wens maar ek was so 'n persoon. Maar myself sal dit beter weet wie ek is, maar ek sal probeer in my swakheid, ek weet in al daai dat kyk, as ons die skrif moet taai aan die Bybel sê dat deur een mens Adam het sonde in die wêreld gekom. Maar dan sê ook deur een mens, Jesus Christus, het daar
geregtigheid gekom Ja. vir die wat glo. Ja. Het daar redding gekom, het daar saligheid gekom. So om te conclude is dat ek dink ons moet miskien net die ding in gedagte hou. Dit gaan oor meer as myself. Wow. En shoot, hy is vir my so profound, because as ons net aan onsself dink, dan is dit maklik om even vinnig op te gee. Ja. Ek hoop iemand kan met my relate vanaand of vanmiddag, dat soms dit raak soms so hectic dat you just want to give up. Ja. Maar soos u terecht gesê het, as your why strong enough is, Ja. then it will drive you. Yes. So ja, ek dink dit was excellent. Yes. Ek dink you were very good tonight. Ek hoop so. Baie dankie vir daai insiggewende antwoord. Ja. You know, because soos ek gesê het, mense kan vanaand van hierdie tools vat en in hulle daaglikse lewe gebruik. Yes. I know I am going to. For me, I am going to. Because dis die hele idee rondom die interview. Ja. You know, hoekom ek dit wou doen. Ja. Because I want some keys, Okay. you know, en ek glo ons kykers ook. So baie dankie. Baie dankie Desmond. Dit was Desmond is welkom. Jy het jou goed gekwyt van vanaand se eerste taak Dankie. as die begin van ons interview. Ja. So ja, en net so vir ons kykers, dit gaan nie vanaand hier stop nie. Dit gaan nie vandag hier stop nie. You know, ek wil dit amper 'n series noem. Ja. As ek kan. Yes. You know, because ons gaan opvolg het hierna. Ja. So this hot seat is going to stay hot for as long as I'm asking the questions. So ja, weer eens baie dankie Apostel. En dankie ook vir die geleentheid. Yes. You know, om op die kassie te wees, om op die TV te wees. Dis so eer. Ja. Jy weet, en ja, so ter afsluiting wil ek net vir ons kykers daar buite sê, hold on to your seats, because this is gonna get more real, more radical and more raw. So Apostel, u moet gereed wees. Okay. U moet gereed wees. Ek sal probeer. Dankie Alwina. Dis 'n groot plesier Apostel. So ons het aan die einde gekom van vanaand se episode. So as jy dit misgeloop het, liewe kyker, gaan kyk op YouTube vanaand se episode, vandag se episode onder Desmond Barry, Encounters with Desmond Barry. Ja. En dan gaan jy hierdie episode kyk. Maar kom terug volgende week. U moet donderdag, terugkom. yes. Volgende donderdag. Selfde plek, selfde tyd. Ons gaan weer hier wees. As jy enige vrae het, die nommer gaan op die skerm verskyn. Kontak ons gerus. Kontak vir Encounters with Desmond. En vra. En gee ook terugvoering oor vanaand se episode. But stay glued to your seats. This is going to be epic. Baie dankie julle. Dankie. Blessings.